Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek dink as ek reg is dit ons derde episode vir 2026. Ons is nog vroeg in Februarie, maar soveel dinge wat reeds internasionaal gebeur. En ek dink ons probeer hier in die eerste weke van 2026 'n bietjie die geopolitiese skuiwe en bewegings in die wêreld bespreek, omdat ek dink dit wel fascinerend is en ons duidelik 'n soort van geopolitiese herskikking in die wêreld beleef en dit is baie relevant is om te probeer sin maak uit groot geopolitiese gebeure. En ons gaan 'n bietjie van daardie bespreking hierdie week ook hê binne die konteks van natuurlik onderhandelinge tussen Rusland en Oekraïne en tussen Amerika en Iran, die VSA wat natuurlik ook by die Oekraïne-onderhandelinge betrokke is, die gesprek vroeër hierdie week tussen president Donald Trump en die Chinese president Xi Jinping en 'n hele reeks ander gebeure. Die handelsooreenkoms tussen Amerika en Indië verlede week, Indië is 'n interessante geopolitiese posisie, Midde-Oosterse politiek wat elke week uniek en interessant is, die posisie van Arabiese lande teenoor Iran, maar ook die stryd tussen sommige Arabiese lande, veral golflande, vir invloed. Ons sien daar die stryd tussen Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate, onder andere. Maar ja, mens kan dis nie anders as om 'n groot deel van die program te wy aan dinge waarmee Donald Trump en die Trump-administrasie in die VSA besig is nie, want uiteindelik is dit toonaangewend. Tans binne byna alle globale verhoudinge, of ons nou praat hier in Suid-Afrika oor BRICS, of ons praat oor transatlantiese verhoudinge, of ons praat oor die posisie van Latyns-Amerika en allerhande politieke verwikkelinge, verkiesings en dinge in Latyns-Amerika of Afrika, die Midde-Ooste, waar ook al, Donald Trump is die groot geopolitiese rolspeler van die tyd. Nou ek lees 'n artikel van Michael Beckley in Foreign Affairs, baie interessante artikel, want ons praat eintlik en die vraag oor geopolitiek, tans natuurlik is waarop dit afstuur. Stuur ons af op twee groot teenpole. Ek het self al baie keer daardie teorie voorgehou, as dat dit by myself 'n persepsie is, soort van Amerikaans geleide Weste en 'n Chinees geleide globale suide, wat dikwels teen mekaar opgestel word in internasionale organisasies, maar ook in terme van ideologie en beleid en allerhande ander alliansies. Daar is egter natuurlik die groot dryfveer vir 'n soort van multilaterale wêreld. Indië is baie uitgesproke daaroor. Ons hoor dit by die G20-beraad in die Verenigde Nasies, binne BRICS oral, die gedagte van ware multilateralisme en lande wat dus op verskillende vlakke, veelvlakkig en vanuit verskillende hoeke met mekaar kan saamwerk sonder dat sekere supermoondhede werklik waar dan nou die geopolitiek domineer. Nou, terug na Beckley se artikel in Foreign Affairs, dit het die opskrif There is only one sphere of influence. Ek wou dit nou net presies korrek herhaal. There is only one sphere of influence. En dit is 'n fantastiese artikel, as mens behoorlik aan deurlees, word jy eintlik regtig oortuig van die standpunt wat hy inneem. Sy standpunt is eintlik om te sê, kyk wat het die afgelope paar weke gebeur, en oortuig my dan dat daar tans nie bloot net een reuse invloedsfeer in die wêreld is, en dat dit Amerika is nie. Met ander woorde, as China belangrike besluite neem oor stappe wat hy moet neem in Asië, die vraagstuk oor Taiwan, verhoudinge met ander lande daar, as daar gekyk word na byvoorbeeld gebeure in Latyns-Amerika, verhoudinge daar, in elkeen van hierdie gevalle is Amerika die bepalende faktor. Verlede week se mediakonferensie in Brussel by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie het die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte, eintlik presies dit herhaal. Hy het eintlik 'n standpunt gehuldig wat in Europa tans baie ongewild is, en hy het dit ook gesê in die mediakonferensie. Julle kan self gerus daardie video's gaan kyk, dit is op sosiale media beskikbaar, en Rutte sê wel, Donald Trump laat dinge gebeur,
Hy gee die toon aan, hy neem die leiding geopolities en indien NAVO wil slaag en indien NAVO strategies werklik waar sy oogmerke wil bereik, dan is Amerika die fokus. En dit is hoekom daar by die Wêreldekonomiese Forum se vergadering in Davos deur Rutte dan spesifiek op Trump gefokus is rondom Groenland en om daaroor 'n ooreenkoms te bereik en dit sien ons die afgelope tyd nou al uitspeel. So ja, hierdie argument van Beckley is dus wel veelzeggend, want of dit dan nou gaan oor Venezuela en wat daar gebeur het met Nicolás Maduro, of dit gaan oor die gebeure in Iran die afgelope tyd, en presies waarop Iran afstuur, of dit gaan oor maniere om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne, maniere om 'n einde te bring aan die oorlog in Sudan, of dit gaan oor die Taiwan vraagstuk, waaroor dit ook al gaan, kan daar net vordering gemaak word indien Amerika en die Amerikaanse president daarin geken word. Dit is Beckley se argument en ek dink dit is wel 'n sterk en interessante argument en dus wat hy eintlik maar sê is daar's nie noodwendig tans twee pole besig om te vorm nie. Dis nie asof multilateralisme besig is om te slaag nie. Amerika vanuit sy dominansie in sy streek, wat natuurlik 'n baie spesifieke strategie van die Trump-administrasie is, maar vanuit daardie posisie van dominansie in die westelike halfrond, projekteer Amerika krag wat hom eintlik onmisbaar in die res van die wêreld maak en wat hier in Februarie 2026 die wêreld eintlik in 'n posisie plaas waar in enige soort van belangrike geopolitiese besluite, belangrike internasionale verhoudinge, daar altyd eers gevra word, wat van Amerika? Wat van Donald Trump? Nou ja, dit is die standpunt van Michael Beckley in Foreign Affairs en ek kan nogals daarmee akkoord gaan as 'n mens regtig waar so 'n bietjie hierdie dinge gaan ontleed. En dit is wat ons vandag se program gaan doen. Ons gaan so 'n klein bietjie spring tussen al hierdie gebeure. Hierdie potsending word op donderdagoggend reeds opgeneem. Dit is met ander woorde nog voor daardie onderhandelinge in Abu Dhabi, die tweede dag van vredesonderhandelinge met Oekraïne. Dis nog voor die ontmoeting in Oman tussen Amerika en Iran. So ons gaan nie probeer om noodwendig tydige nuusontleding hiervan te gee nie, maar wat ek wel wil probeer doen, is om net te wys die geopolitiese invloed daarvan. Maar ons gaan eers 'n bietjie begin in Latyns-Amerika. Mense sal dikwels vir jou sê, as jy probeer om die geopolitiek te ontleed, dan moet jy dalk net na die aardbol kyk en begin om regtig die aarde en sy dimensies beter te verstaan. Ons het dit natuurlik onlangs gedoen met Groenland en die hele Groenland vraagstuk, wat natuurlik dit baie beter vir 'n mens oopbreek, waarom Groenland vir Amerika en natuurlik NAVO vanuit 'n verdedigingsperspektief rondom die Arktiese Oseaan belangrik is. In dieselfde opsig geld Latyns-Amerika natuurlik. Nou, interessant genoeg, baie van julle fokus sekerlik nie op wat in Costa Rica gebeur nie, klein sentraal-Amerikaanse landjie, maar daar was verlede naweek 'n verkiesing gewees en 'n vroue kandidaat, 'n baie regse kandidaat wat die verkiesing gewen het en wat duidelik haarself baie sterk met Donald Trump gaan belyn. Dit sluit aan by natuurlik Nayib Bukele in El Salvador wat reeds so 'n president is en natuurlik dan die leiers van soveel ander Latyns-Amerikaanse lande wat die afgelope tyd verkies is, Argentinië, Chile, enkele andere sentraal-Amerikaanse lande of natuurlik dan bloot vanuit onder druk van Amerika soog en hulle self nader aan die VSA posisioneer. En een so geval was natuurlik Gustavo Petro, die links-sosialistiese president van Colombia. En ek wil net teruggaan na my punt om te sê, kyk na 'n kaart, kyk na die VSA, en Amerika wat in Latyns-Amerika wil domineer, dan word mense herinner hoekom Cuba natuurlik vir die Amerikaners belangrik is, maar as 'n mens na Suid-Amerika kyk en jy sê dat Suid-Amerika in 'n paar verskillende verhoudinge tot die VSA staan. Die een is natuurlik handel, wat baie belangrik is tussen die VSA en Suid-Amerika, dan natuurlik die hele kwessie oor onwettige immigrasie wat gevoer is
is vanuit Suid- en Sentraal-Amerika, veral tydens die termyn van president Joe Biden. En dan baie belangrik natuurlik dwelmhandel, wat president Donald Trump verlede jaar reeds een van sy grootste prioriteite gemaak het. En dwelmmiddels uit Suid-Amerika wat na die VSA gaan, doen dit deur twee lande, beweeg deur twee lande. Dit kan mens bloot op 'n kaart gaan kyk. Aan die bopunt van Suid-Amerika is daar aan die regterkant Venezuela en aan die linkerkant Colombia. Nou Trump het nou sy strategie met Venezuela. En ons gaan nie vandag probeer om dit te ontleed nie. Ons kan besluit of ons daarvan hou of nie daarvan hou nie. Wat wel duidelik is uit soveel van Trump se optrede die afgelope tyd, eintlik sedert hy verlede jaar president geword het, is dat hy duidelik wil wegbeweeg van sogenaamde regimeverandering. Dis iets wat Amerika in die verlede gedoen het onder George W. Bush en in 'n mate onder Barack Obama, van Irak en Afghanistan deur tot in Libië en natuurlik verskeie ander lande in die Midde-Ooste waar dit afgespeel het. Ja, ek het Irak genoem, Sirië is sekerlik tot 'n beperkte mate ook 'n voorbeeld daarvan. Maar Trump is gekant teen regimeverandering. Hy het homself in die verlede daaroor uitgespreek en Trump het nie probeer om regte regimeverandering op Venezuela af te dwing nie. Ek dink baie mense het eintlik regimeverandering verwag. Ek onthou nog die Wall Street Journal het die dag nadat Nicolás Maduro gevange geneem is deur Amerika gesê, wel of Trump het nou wil glo of nie, hy is nou in die proses van regimeverandering. As ons nou 'n paar weke later terugkyk, nee, dan het dit nie gebeur nie. Dieselfde regime is nog in beheer in Venezuela. En dis 'n regime waarvan baie van ons kan verskil. Dit is Maduro se adjunkpresident wat bloot oorgeneem het. Die oppositie is ongelukkig steeds in 'n groot mate uitgesluit. Daar's nie noodwendig 'n sterk beweging in die rigting van demokrasie nie, maar Trump en die Trump-administrasie, en besonder dink ek die minister van buitelandse sake Marco Rubio, probeer op 'n baie meer planmatige wyse Amerikaanse invloed deur die huidige regime dan uitbrei en Amerikaanse oogmerke bereik. Met ander woorde, nie algemene oogmerke van demokratisering, regimeverandering, wat baie van ons dalk sou sê, miskien is dit dalk 'n goeie idee, demokratisering sekerlik, menseregte, die vrylating van mense uit tronke, 'n vrye media wat geweldig onderdruk is in Venezuela. Daar gebeur min van dit. Ek dink daar is van dit wat gebeur. Marco Rubio het verlede week voor 'n komitee in die Amerikaanse Senaat hieroor getuig. Dis duidelik dat daar is 'n proses in hierdie baie vreemde, onkonvensionele verhouding tussen die Trump-administrasie en die huidige tussentydse regering dan nou in Venezuela. Maar die Trump-administrasie het nie bloot regimeverandering gepleeg nie. Met ander woorde, hulle stuur weg van regimeverandering en ondersoek altyd alternatiewe. Nou, dieselfde geld vir Colombia. Sekerlik kon die Amerikaners ook 'n span ingestuur het en die president van Colombia, wat werklik waar anti-Amerikaans by uitstek was, baie harde woorde vir die Amerikaners gehad het, uitdagend teenoor die Amerikaners was, ook 'n bondgenoot was tot nou, ek praat van Gustavo Petro, van Venezuela, Cuba, Iran, Rusland, al die lande. Amerika kon dieselfde benadering gevolg het. Colombia is iets anders. Dis bietjie 'n land wat anders lyk en anders funksioneer, maar 'n groot probleem vir Amerika. Die meeste kokaine wat in Amerika verkoop word, kom uit Colombia of word deur Colombia ten minste dan nou wel vervoer. So Colombia is 'n probleem. En Trump het baie hard gedreig en uiteindelik hierdie week het Gustavo Petro die Withuis besoek. Hy en Trump het meer as 2 ure vergader en hulle het duidelik tentatiewe ooreenkomste bereik. Ten minste dink ek om dwelmhandel te beperk, Petro om minder anti-Amerikaans te wees, om op sekere terreine met die VSA saam te werk. En dis 'n interessante benadering. Trump het dus nie probeer om regimeverandering in Colombia af te dwing nie. Want jy sit reeds in Latijns-Amerika, as jy na die suide kyk met Argentinië, Peru wat pro-Amerikaans is, Brasilië nie heeltemal nie, 'n linkse regering tans, maar daar is verkiesings later vanjaar, dit mag daar verander. Bietjie verder noord, toenemend lande soos Paraguay wat pro-Amerikaans is, en dan in Latijns-Amerika natuurlik, Costa Rica soos ek gesê het, El Salvador sekerlik, nou nie heeltemal, dis nie heeltemal die geval
tans in 'n land soos Nicaragua. Die is die land wat ek aan gedink het, Nicaragua, wat ook tans deur Trump in 'n mate geïsoleer word. Maar die Amerikaanse invloed in Latyns-Amerika, wat dus in 12 maande geweldig toegeneem het. So die Trump buitelandse beleid is domineer ons invloedsfeer, ons gebied, sonder om noodwendig regimeverandering af te dwing. Ek dink is wat baie mense oor Iran ook verwag het, en ons sal nou meer oor Iran praat. Maar ek wil bly by Latyns-Amerika, want daar's 'n ander rede binne die konteks wat ek in die eerste segment van hierdie episode bespreek het, waarom Latyns-Amerika baie belangrik is. En daar het 'n paar dinge die afgelope week gebeur wat almal nie noodwendig van kennis geneem het nie. 'n Hof in Panama het bepaal dat 2 hawens wat tans deur maatskappye in Hong Kong is natuurlik deel van China, deur daardie maatskappye bestuur word, dat dit ongrondwetlik is, dit mag nie voortgaan nie. Met ander woorde, eintlik word China so stelselmatig weer uitgeskop uit Panama. Dit was 'n belangrike oogmerk van Donald Trump en die Trump-administrasie. Die Trump-administrasie voel Panama moet onder ons invloed val. Nou as jy weer kyk na die kaart, het jy Colombia en Venezuela, en as jy dan in Sentraal-Amerika inbeweeg, is die volgende land Panama. So Panama vir die Amerikaners baie belangrik, en daar het 'n baie belangrike verskywing plaasgevind. So jy sit met Amerikaanse invloed wat sterk terugkeer na Panama, jy sit met die CIA wat tans aktief is in Venezuela, en Amerika wat baie sterk houvas op Venezuela het. Jy sit met die Colombiaanse president wat in die Withuis was, wat nie konflik met Amerika soek nie, wat besef hulle is ekonomies baie afhanklik van die VSA, wat dus konsensus met die VSA opsoek. Jy sit met 'n nuwe president wat verlede naweek in Costa Rica verkies is, wat sterk pro-Trump is. Jy het reeds 'n sterk pro-Trump president in El Salvador. In Cuba is die Cubaanse diktatorskap onder geweldige druk. Hy gaan tot 'n val kom. Hulle is geïsoleer, oliehulpbronne is afgesny na Cuba. Ja, dis 'n kwessie van tyd totdat regimeverandering in Cuba sal plaasvind. En wie is die groot verloorder hier? Ja, wel, sosialisme, ideologies, natuurlik sosialisme en kommunisme, diktatuur, maar China. China is die groot verloorder, want China het aktief gewerk die afgelope paar jaar om sy invloed in Latyns-Amerika uit te brei. Hy het dit gedoen deur ondersteuning aan diktators soos Nicolás Maduro, ondersteuning aan linkse anti-Amerikaanse regerings in Colombia, in Cuba, en van hierdie Sentraal-Amerikaanse lande, Nicaragua, by uitstek ook so 'n land. En nou word al hierdie lande of geïsoleer of hulle val in binne die Amerikaanse hegemonie in Latyns-Amerika. Ons het eintlik maar gesien dat seker die magtigste ander Latyns-Amerikaanse land is Mexico. En al het Mexico 'n linkse president tans, Claudia Sheinbaum, is die verhouding tussen Mexico en die VSA eintlik tans baie sterk. En het dit vir beide lande reuse ekonomiese voordeel. Soos wat Amerika en China van mekaar wegbeweeg, ook ekonomies beweeg Amerika en Mexico nader aan mekaar, en het ons natuurlik verlede jaar daardie geweldige styging in handel tussen die VSA en Mexico gesien. So dit is wel, dink ek, baie belangrik om te sê dat binne hierdie konteks is China ook besig om sy invloed te verloor. Dis nie al waar China besig is om sy invloed te verloor nie. Dit gebeur ook tans in die Midde-Ooste, of dit kan gebeur. Dis die vraagstuk wat ons moet behandel. Dis die volgende segment waar ek wil gesels, en dan in besonder Iran. Nou ja, soos ek aan die begin van die program gesê het, hierdie potsending is reeds donderdagoggend opgeneem. Julle kyk dit natuurlik enige ander tyd daarna, miskien Vrydag, Saterdag, Sondag, en natuurlik vir Vrydag is onderhandelinge in Oman in die Midde-Ooste geskeduleer tussen onderhandelaars van die VSA en Iran wat sy minister van buitelandse sake daarvoor stuur. Nou, Iran verkeer onder geweldige druk. Ons het in verlede week se episode daaroor gepraat. Ek wil dit nie herhaal nie, maar daar is nou jarelange sanksies. Daar is die geweldige binnelandse opstande wat wreedaardig onder druk is. Iran wat 'n regimekrisis, 'n bestaanskrisis vir sy regime tans ervaar, en dan het Amerika natuurlik die afgelope paar weke begin voorberei vir 'n aanval, 'n reuse
militêre aanval op Iran. As jy maar net kyk, die vliegtuigskip Abraham Lincoln wat gestuur is na die gebied, vegvliegtuie wat daar geplaas is, natuurlik ook reuse kapasiteit om missiele af te skiet wat noodsaaklik was. Ek dink dit was ook die rede waarom Donald Trump nie 3 of 4 weke gelede besluit het om Iran aan te val nie, is omdat Iran natuurlik ook duisende missiele beskik en hulle wel groot slaankrag het. Hulle wesenlike skade aan in Israel en natuurlik ander plekke, soos Amerikaanse ambassades in Midde-Oosterse lande, selfs meer weermagbasisse, sou kon aanrig. Maar nou is Amerika gereed daarvoor. Amerika het nou groot kapasiteit om missiele af te skiet. Daar is vliegtuigskepe, daar's gevorderde wapentuig wat verskuif is na die streek, en Trump sê ek is gereed om Iran aan te val. Hy sê dit direk, hy sê vir die Ayatollah, of julle praat met my en sluit 'n ooreenkoms, of ons gaan julle aanval en ons gaan julle baie seer maak. En daardie samesprekings wat nou plaasvind. Die eerste samesprekings in 'n baie lang tyd tussen Amerika en Iran. Die probleem is natuurlik die vraag oor waaroor uiteindelik gepraat sal word. Nou, want daar's in die verlede lank gepraat oor 'n kernooreenkoms en dit word nou weer oor die boeg gegooi, ook deur Trump. Hy praat ook nou weer oor die kernooreenkoms, hoewel die gesprek 3 weke gelede was oor die massaslagting van burgerlike betogers. Die vraag is, kan 'n ooreenkoms tussen Amerika en Iran bloot net gaan oor Iran se kernprogram? Amerika en Israel wat verlede jaar reuse skade aan daardie kernprogram reeds aangerig het. So sal dit bloot net oor die kernprogram gaan, of sal Amerika eis dat daar wesenlike hervormings in Iran moet plaasvind? Dit is interessant. Dit gaan interessant wees presies wat hier uit gaan kom, en nou sien reeds wat die Trump-administrasie se strategie is. Want wat het gebeur 2 dae voor hierdie onderhandelinge in Oman? President Donald Trump en president Xi Jinping van China het meer as 2 ure lank 'n telefoniese gesprek gehad. Dit maak sin, dis die 2 grootste, sterkste supermoondhede in die wêreld. Hulle is in 'n soort globale magstryd gewikkel, maar hulle het op hierdie stadium mekaar ook nog nodig. China veral omdat sy binnelandse ekonomie onder druk verkeer, binnelandse spandering, verbruikersspandering wat laag is, daar's 'n skuldkrisis in baie dorpe of stede, die eiendomsmark staan stil, pryse daal, en China wat baie afhanklik is van uitvoere om sy ekonomie aan die gang te hou, en dus nie tans veel meer konflik in die wêreld kan opsoek nie. Die ander ding natuurlik is dat China 'n argument voer dat indien Trump en Amerika sê dat hulle invloedssfeer die westelike halfrond is, dan het die Chinese 'n reg om te sê, maar goed, groot dele van Asië en die Stille Oseaangebied is dan ons invloedssfeer. En dit verwys natuurlik na Taiwan. So in die gesprek het China baie duidelik, het president Xi duidelik vir Trump gesê, los nou Taiwan uit, hou op aan wapens aan Taiwan te verkoop, hou op om pro-Taiwanese te wees. Taiwan is deel van China en ons gaan seker maak, dit is in die toekoms so. Wat het Trump vir president Xi gesê? Hy het gesê, hou op om Iran te ondersteun. China koop meer as 20% van sy olie uit Iran aan, as ek die syfer nou reg onthou, julle mag my dalk korrigeer op dit, maar dit is baie. Hy koop baie olie uit Iran aan, en daardeur onderhou China natuurlik die regime in Iran. En Trump, voor onderhandelinge met Iran, wil bewys dat hy in gesprek tree met die Chinese, wat die grootste aankoper van Iranse olie is, sodat sy onderhandelaars Vrydag aan die Iranese kan sê, luister, as dit moet, gaan ons die Chinese kry, om julle ook te isoleer. Sluit 'n ooreenkoms met ons en julle word ekonomies bevry, of hier kom groter moeilikheid. So dit was dink ek Trump se belangrikste en sy grootste besprekingspunt met China. Wat wel duidelik is die Chinese maak nie maklik skuwe nie. President Xi Jinping is bekend daarvoor dat hy die sogenaamde langspel speel, 'n langtermyn strategiese oogmerk het. Hy het nie die probleem van 'n volgende verkiesing wat voor lê, of termynbeperkings nie. Hy kan president wees van China totdat hy doodgaan. Ek dink ook dit is sy plan. En hy het 'n langtermyn plan in sy stryd teen Amerika, sy plan om Taiwan oor te neem en om China se politieke, militêre en ekonomiese invloed oor Asië en die Stille Oseaangebied dramaties uit te brei. Wat die Chinese egter wel ervaar,
is dat hulle onder druk verkeer met Amerika wat duidelik sy invloed in die wêreld uitbrei. Amerika wat dit nou reeds in Latyns-Amerika gedoen het, Amerika wat terugstoot teen Chinese invloed in Noord-Amerikaanse lande soos Kanada en Mexico, Amerika wat dieselfde doen rondom Europa, eintlik baie dreigende taal van Donald Trump nadat Keir Starmer, die Britse premier, natuurlik ook Markani van Kanada onlangs in China was, maar ook die Europese Unie wat gewaarsku word deur Trump. En interessant genoeg, tydens die Groenland krisis, as ons dit so kan beskryf, het die Europese parlement, wat dikwels baie dwaas optree, mense, ek gaan baie Europese parlement toe, daai 700 plus parlementslede sit dikwels, en nie almal van hulle nie, daar's baie wonderlike mense daar, ek het baie vriende in die Europese parlement, goeie parlementslede uit Nederland, uit België, uit Duitsland, ek ken van hulle uit Hongarije, Italië, Frankryk, 'n hele paar, Oostenryk, daar's baie goeie parlementslede, maar 'n meerderheid van die lede van die Europese parlement funksioneer in hulle eie ghetto. Daai ghetto bestaan uit Brussel en Straatsburg. Straatsburg daar in die ooste van Frankryk, waar die Europese parlement is, waar daar elke 4 weke vergader word, en natuurlik vir die res van die tyd is hulle in Brussel, en dis hulle ghettootjies. Dit is hulle eie wêreldjie. So die parlement, die Europese parlement het tydens die Groenland krisis besluit om die finale goedkeuring vir die handelsooreenkoms wat verlede jaar tussen Trump en Ursula von der Leyen van die Europese Unie gesluit is, om die finale goedkeuring daarvan op ys te plaas. So 'n bietjie uit 'n magsposisie. Ons Europese parlement is belangrik. Ons gaan 'n bietjie vanuit 'n magsposisie optree. Interessant genoeg, so stil hierdie week, het hulle dit nou weer van die ys afgehaal. So daardie proses gaan voort, sal waarskynlik nou goedgekeur word, want jy speel nie met Amerika nie. Ek dink dit was die boodskap van Giorgia Meloni, dit was die boodskap van selfs Keir Starmer van Brittanje, maar by uitstek Mark Rutte, die sekretaris-generaal van NAVO. Jy speel nie met Amerika op hierdie tydstip nie, en ek dink Ursula von der Leyen, op wie mens baie kritiek kan lewer, die president van die Europese Kommissie, verstaan dit ook. En ek dink dit was haar boodskap geweest. Ons gaan nie hierdie spel speel nou met Amerika nie. Europa het Amerika nodig. So Europa gaan nie een of ander groot reuse nuwe ooreenkoms met China sluit. Jy moenie dit verwag nie. Dis 'n politieke praatjies binne 'n globale magspel. So Amerika stoot terug, en ek dink die afgelope 12 maande het Chinese invloed dus in sekere wêrelddele begin afneem. Waar China baie hard probeer om dit uit te brei. Die groot vraagstuk, en daar's 'n hele paar vraagstukke, 'n paar streke, is nog vir my op hierdie stadium Afrika. Ons weet nie wat hier gaan gebeur nie. Ek weet die Amerikaners het baie planne in Afrika, en dis goeie nuus dat die African Growth and Opportunities Act, AGOA, ten minste tot 31 Desember nou verleng is, sodat Afrika lande in die Sub-Sahara streek, suid van die Sahara, steeds sonder tariewe baie produkte kan uitvoer na Amerika. Dis goed vir Amerikaanse sagte mag in Afrika. En dan natuurlik is daar vloeibare dinge rondom, byvoorbeeld Rusland en Oekraïne. Wat sal die verhoudinge wees as daar 'n vredesooreenkoms gesluit word? Sal Rusland nader beweeg aan die weste? Baie interessant dat van alle mense Emmanuel Macron, die Franse president, wat ons baie keer as 'n lijmdak beskou, en wat nou nie juist baie gewild in Frankryk is nie, dat dit hy is wat in die afgelope week gesê het dat Europa moet begin voorberei vir 'n normalisering in die verhouding. Ek gee dit nou my eie interpretasie, is nie heeltemal wat hy gesê het nie, maar vir 'n soort van heropneem ten minste. Kom ons sê nie normalisering nie, heropneem van die verhouding tussen Europa en Rusland. Want kom ons wees eerlik, Europa is tans uitgesluit uit die vredesonderhandelinge rondom Oekraïne, en Europa speel eintlik nie 'n rol nie. Hulle het wel hierdie week 'n 90 miljard euro lening aan Oekraïne goedgekeur. Al hoe meer Europese lande probeer wapens en geld vir Oekraïne gee, maar dit is nie genoeg nie. Dit is vals om te dink dat dit gaan beteken dat Oekraïne die oorlog kan wen. Dis 'n valse beeld, dis 'n valse persepsie dat met Europese wapens en geld Oekraïne die oorlog kan wen. Oekraïne kan nie die oorlog wen nie. Dis soos wat ek eintlik dink Rusland ook nie die oorlog kan wen nie. Hierdie oorlog sal vir altyd aanhou as 'n vredesooreenkoms nie nou gevind word nie. En dit bring ons dan nou by die oorlog in Oekraïne en die onderhandelinge tussen Oekraïne en Rusland, wat ek dink belangrik is. Al kom maar nie dalk nou die grootste dinge daaruit nie.
Miskien kom daar binnekort, maar die feit dat Amerika, Oekraïne en Rusland saam in een vertrek sit en praat oor vrede, is bepalend. Kom ons wees eerlik, president Donald Trump het begin om Rusland te isoleer, om druk te plaas op Rusland. Hy het dit gedoen met die handelsooreenkoms wat verlede week tussen hom en Narendra Modi van Indië ooreengekom is. Ek dink dis baie goeie nuus. Ek was self baie bekommerd gewees oor die verhouding tussen die VSA en Indië verlede jaar, nadat Trump reuse tariewe teen Indiese invoere ingestel het. Ek dink 'n ooreenkoms, en ons moet nog die detail daarvan sien, maar tussen Amerika en Indië, waar volgens Indië stelselmatig minder olie van Rusland aankoop is goed. Nou, kom ons wees eerlik, en die media berig nie altyd hieroor nie, maar wat het die afgelope paar maande gebeur, sedert daardie 50% tariewe deur Trump ingestel is? Op 'n stadium verlede jaar het Indië 2 miljoen vaatjies Russiese olie per dag ingevoer. Dit het gedaal hierna, ek dink November, Desember verlede jaar, nou so 1,2 miljoen vaatjies olie. Die verwagting in Januarie was dat dit waarskynlik maar 600.000 of 700.000 vaatjies olie per dag was. Daar's reeds 'n skerp afname. Indië gaan nie ophou om olie in te voer uit Rusland nie. Hy kan nie daai 600.000 nul maak. Ek dink hy kan eintlik baie moeilik onder die 600.000 gaan, want hy het dit nodig. Indië het 'n reuse ekonomie, die 4de grootste ekonomie in die wêreld, het energie nodig, en sy ander energieopsies is baie duur. So hy sal nog olie invoer, maar die feit dat Trump se druk ook daar gewerk het, is opvallend, en Trump kry natuurlik geen krediet in enige van die hoofstroom media daarvoor nie. Maar die Russe voel dit. Hulle begin dit aan hulle sakke te voel. Die Russe weet hulle sal op een of ander punt moet instem tot 'n ooreenkoms, en soos wat Marco Rubio verlede week gesê het, daar's een uitstaande saak, en dit is Donetsk. Rusland wat natuurlik 4 streke in Oekraïne geannekseer het. Dis nou nog voor of na die Krimskiereiland. So kom ons skakel net die Krimskiereiland uit. Die is al geannekseer in 2014 en sal nooit weer deel word van Oekraïne nie. Dis my opinie. Maar die ander 4 streke is almal in die ooste van Oekraïne, grootliks in die Donbas wat veral dan uit Donetsk en Luhansk bestaan. Die hele Luhansk word nou al lankal ook deur 2 jaar deur Rusland beset, maar Donetsk nie. Oekraïne wat steeds 'n strategiese deel van Donetsk beheer, daardeur ook in 'n groot mate die watertoevoer na die Russiese beheerde dele van Donetsk. Daar is reuse watertekorte in baie dorpe en stede wat deur Rusland beheer word. En dit is 'n gefortifiseerde gebied. Dis 'n gebied waar Oekraïne se weermag oor 'n baie goeie posisie beskik om ten minste die grondgebied te verdedig, om te verhoed dat Rusland vordering maak. So, dis ook hoekom ek sê hierdie oorlog sal vir ewig aanhou, as ons dit maar net los. En jy maar net bly wapens gee. Die oorlog moet tot 'n einde kom. 2 miljoen mense is dood of baie ernstig beseer of is vermis as gevolg van hierdie oorlog alreeds. So, goeie nuus, onderhandelinge vind plaas in Abu Dhabi, die partye kyk mekaar in die oë. Die meeste strydpunte is reeds uitgesorteer. Ek glo Marco Rubio as hy dit sê. Hy sê as eintlik een dingetjie uitstaande en dis Donetsk. Natuurlik nog klein ander dingetjies ook. Ons aanvaar dit, vraagstukke oor die westerse veiligheidswaarborge aan Oekraïne. Rusland wil sê dat hulle baie meer detail daaroor wil hê. Hulle wil presies sien wat behels daai veiligheidswaarborge. Natuurlik kwessies oor Oekraïne se integrasie in die weste. Ja, daar's detail wat uitgewerk moet word, maar daar's slegs een werklike wesenlike groot uitstaande kwessie, en dit is beheer oor daardie laaste deel van Donetsk. Kom ons hoop dit word uitgesorteer. Kom ons hoop vir 'n wen-wen oplossing. Ek is jammer vir Oekraïne, natuurlik vir die Oekraïners. Oekraïne gaan van sy grondgebied verloor. Hy gaan soveel as 20% van sy grondgebied verloor, maar ek ken Oekraïners wat in Nederland woon, nou al vir die laaste 2-3 jaar en daar werk. Hulle verlang terug na hulle familie. Hulle het oupas en oumas in hulle 80's wat in die ooste van Oekraïne leef. Hulle kan hulle nie sien nie, hulle het geen kontak met hulle nie. Oekraïne se ekonomie is gehalveer. Mense kry bitter swaar. Dit was verlede week minus 22 grade in Kiev en in dele van die stad het mense nie enige verhitting gehad nie. Die oorlog moet tot 'n einde kom. As dit beteken Oekraïne verloor iets, dan moet 'n mens wel seker maak dat Oekraïne ook iets kry. En wat Oekraïne kan kry, is welvaart. Is 'n reuse ekonomiese inspuiting, herstel, 'n reuse heropbou wat kan lei tot ekonomiese groei van 10-15% per jaar oor die volgende 10 jaar, reuse westerse beleggings in Oekraïne, 'n terugstroom van die diaspora, 'n duidelike beter
lewensgehalte vir die mense van Oekraïne, ten minste 'n einde aan die geweldige pyn en lyding en dood wat tans die lewe in Oekraïne kenmerk. So kom ons hoop hierdie ooreenkoms slaag. Maar terug, en daarmee wil ek eintlik begin klaarmaak met hierdie week se episode. Dit alles het natuurlik groot geopolitiese invloed. Want wat is Donald Trump se idee? Wat is sy plan? Trump is uitgesproke en volsterk daaroor dat Rusland nie by China hoort nie. Dat as Rusland en China noue bondgenote is, soos wat eintlik tans die geval is dit sleg vir Amerika en dit is sleg vir die Weste. Ek stem daarmee saam. Ek is eens met Donald Trump daaroor. Rusland hoort eerder soveel meer nader aan die Weste. Nou, miskien kan mens sê, die vensterperiode daarvoor het in die 90's verbygegaan, na die einde van die Sowjetunie. Rusland moes toegeïntegreer word in NAVO en in westerse instellings, het dit nie gebeur nie, en nou is ons op 'n laagtepunt. Hierdie week het selfs nog 'n kern ooreenkoms verval, en ja, daai verhouding is onherstelbaar. Geen verhouding is onherstelbaar nie. Kyk wat dit is in Azerbaijan en Armenië net in die afgelope jaar gebeur. Verhouding is altyd herstelbaar, ook tussen Rusland en die Weste, en ek dink is wel dalk 'n wens waarvoor daar 'n klein kans is, maar 'n wens wat wel nagestreef kan word, wat nastrewenswaardig is, dat Rusland weer nader aan die Weste in die toekoms moet staan, in 'n post-Oekraïne oorlog tydperk. Daardeur sal China natuurlik 'n reuse slag toegedien word, en ek dink is goed, want Chinese invloed in die wêreld is nie positief nie. China bevorder autokrasie, diktature, hulle is antidemokraties, hulle is anti-westers, en Chinese invloed is altyd in die belang van die Chinese kommunistiese party. Dis die enigste belang wat gedien word in Chinese invloedsfere en in enige strategie om Chinese invloed uit te brei. Ek het nog nie gesien waar Amerika onttrek. Kom ons vat Afghanistan, daar is hierdie week baie berigte in Afghanistan oor die geweldige humanitêre krisis, die pyn en lyding wat daar is, omdat Amerika sy humanitêre hulp aan Afghanistan wesenlik besnoei het. Ek sien nie dat China die ruimte vul nie. Die Chinese veroordeel Amerika se onttrekking en die hartseer, maar hoekom gee China nie geld vir die Taliban om te sorg dat hulle mense kos en mediese sorg en alles anders kry wat hulle nodig het. Dis nie in die Chinese belang nie. Daar's nie in Afghanistan vreeslik baie dinge wat vir China noodwendig so belangrik is nie. So, hierdie globale magspel gaan voortduur. Ons gaan baie daarvan sien uitspeel oor die volgende paar weke, en ons sal volgende week verder daaroor gesels. 'n Bietjie kyk na al hierdie onderhandelinge wat hierdie week gebeur het. Is ons nader aan vrede in Oekraïne, met Iran, in Sudan? Hoe gaan die hele verhouding tussen Amerika en China uitspeel in aanloop tot 'n ontmoeting tussen Trump en Xi, wat waarskynlik al in April kan plaasvind, anders op die laaste Mei. Ons het belangrike berade wat die res van die jaar voorlê, die BRICS-beraad in Indië, die G7-beraad in Frankryk, die G20-beraad in Florida in Amerika. Hier lê 'n baie interessante paar maande van geopolitiese skuiwe voor. Baie dankie vir almal wat hierdie week ingeskakel het, saamgekyk het. Dankie vir almal se kommentare. Ek lees dit elke week, al die kommentare op YouTube, ook op Marula Media, daar op die artikel wat elke keer oor die program verskyn. Ek lees julle almal se kommentare. Baie dankie daarvoor. Teken asseblief in op Wêreldwys, op die kanaal, of jy nou op Spotify luister, of Apple Podcasts, of YouTube, teken in, en dan vra ek baie mooi, groot asseblief, deel hierdie program met jou vriende en familie. Gaan deel dit op Facebook, of op X, of waar anderste ook al, stuur dit aan vir mense, kom help ons asseblief, om hierdie program aan mense bekend te stel. Baie dankie aan julle, wat getrou elke week na Wêreldwys luister. Ons gesels weer volgende week.